Ek wil vanmôre met jou gesels oor, ja, julle, van COVID tyd af spook hierdie goed by my. Hierdie. Ek het, almal van julle is bekend met, okay, is nie 'n Turks vy nie, en is 'n avokadopeer. Nou ek het hom leer eet. Ekskuus, dadelik is ek chauvinisties, nee. Hy het sommer nou geslag ook gekry. Nee. Ek het dit leer eet vandat ek met my vrou getroud is. Sy het van hierdie goed in die slaai gesit. En die vader weet, aan die begin het dit vir my nie veel smaak gehad nie. En tot vandag toe nog, ek eet dit, want ek het gehoor is goed vir my. Al die omegas en al daai. Maar ek gooi goeders op. Van aromat tot swartpeper, tot ek het tot nou die dag hot sauce opgegooi. Dat hy net vinniger kan. Kom ons los die res van die sinnetjie vir die kreatiefes, nee. Maar in elk geval, ek het later, saam met dit en olywe, het ek later aan beginne leer, hoe dit proe, en ek sal selfs, as ek nou bietjie wil streamlined raak, eet ek maklik vir 'n week net avokadopeer. Maar, wat ek wil sê is, ek het 3 stadiums van 'n avokadopeer. Hierdie een, as jy iemand met hierdie ouetjie gooi, gaan hy jou kan aankla vir aanranding. Ons probleem is nie hierdie een nie. Ons probleem lê by hierdie 2. Want die een is net reg. En die ander een, my maat, jy moet vas staan as jy hom eet. Hy's oorryp. En ek wil vandag met jou daaroor praat, want die Here het met my gepraat in terme van baie maal wat ek en jy bid, dink ons die Here hoor ons nie. Dis nie dat hy jou nie hoor nie, hy wag vir jou om ryp genoeg te word om te ontvang. En as jy nie gaan eerlik wees, in watter een van hierdie stadiums jy is nie, gaan jy uitmis op wat God vir jou wil gee. So, kom ons begin by die fondasie. Wat is ons definisie van 'n goeie vader? Want ek moet vir jou sê, by die sportvelde, die goed wat ek kom, dink ek daar's uiteenlopende definisies. Ek sal nooit vergeet nie, ek dink ek kom van die stad af na die platteland toe, ek dink die platteland so bietjie meer, normaalweg dink ons die platteland so bietjie agter teenoor die stad. So kom ek amper 9 jaar terug hier in die dorp in, en ek word genooi na atletiekbyeenkoms, by die laerskool. Ek weet nie of Hollywood so baie lenskameras het nie. En videokameras. En selfone. En dan sien ek wat hierdie kinders aan, dan dink ek, wow, goeie vader, bederfde kind. Het 'n goeie vader 'n bederfde kind? Is nog 'n vraag, nie? Het 'n goeie vader 'n bederfde kind? Want ek wil vir jou sê, dit voel altyd vir my, as God 'n goeie vader is, Rian, jy voel ook dalk so, asof hy my bederf nie. Het voel inteendeel, die skrif sê hy's 'n goeie vader, wat voel vir my partykeer stoffie, hy kyk my so 'n bietjie mis, hoor. So ons, in ons lewe, dink ek ons sukkel om God te verstaan soos ons moet, omdat ons hom vergelyk met wat ons in die natuur te doen het. Maar 'n goeie vader, volgens die skrif, is hy die oorsprong of die bron van goeie en voordelige dinge.
Goeie en voordelige. Ek kan onthou my pa het 'n paar keer, dan sit hy by my op die bed, dan het hy iets in sy hand, wat hy mee gesag afdwing, op my sitvlak. Dan sê hy vir my, jy gaan nie nou glo nie, maar dis vir jou goed, dink ek. Jy's reg, ek glo dit nie. You must be kidding me. Ek kan onthou, ek het later vir my pa gesê, so terloops, pa hoef nie dit meer so te doen nie. Want my pa, onthou ek het 'n Pinksterhuis groot geword, daar is ongelukkige skrif wat sê, spaar nie die roede nie. Daar is so skrif. En ek kan onthou, dan word ek bymekaar gemaak. Dan wil my pa vir my na die tyd vertel hoekom hy my getig het. Ek wil nie luister nie. Jy gaan nie nou glo wat ek vir jou sê nie, maar dis vir jou goed. Net soos ek en jy nie verstaan waar ons nou in ons lewe is nie, maar as ons die woord kry dat dit vir jou gaan goed wees, dan sukkel ons om dit te aanvaar. En dit bring komplikasies. Want voordelig beteken groei, voordelig beteken ontwikkel. Ons het so, nie ons noodwendig nie, want ek en my broer, ons kon net sowel prokureurs en advokate geword het, ons kan bargain. Maar dan kom ons by van ons maatjies se huise, dan is daar so kas. Dan sê my maatjie vir my, sien jy daai ding wat daar in die kas is? Dan is dit nou van 'n knipmes tot dis nou iets wat in die familie al. Ken julle sulke? Dan sê hy, as ek eendag groot genoeg is dit myne. Dan wonder ek, wie sin is dit nou, want is in die kas? Die ironie is, dit gaan altyd in die kas bly, dit is net 'n ander eienaar. Maar ek het daai storie al baie gehoor. Ek het al gehoor, my pa sê, hy koop die kar vir my, maar dan ry ek hom nooit nie. Want hy gaan hom eers kry, as ek oud genoeg is. Dan is ek nog eers oud genoeg en dan verkoop hy hom alweer. Dan vra ek, wat het pa met my kar? Jy is nog nie oud genoeg, jy is nog myne. Wat wil ek vir jou sê? As ons wil praat van 'n goeie vader, dan moet ons besef dat alles wat vir ons lekker is nie vir ons goed nie. Dis hoekom ek en jy bid baie keer agter lekkerte aan. En daarom kry ons nie wat ons voorvra nie. Want dit gaan oor die lange duur nie vir jou voordelig wees nie. Nou, Matteus 7, julle is met my. Matteus 7, vers 11. As julle wat sleg is, dan weet om die goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat tot hom bid. Ja. Hier is die probleem, ons verstaan nie wat beteken goed nie. Ons verstaan nie wat beteken goed nie. En dis hoekom ons nie God verstaan nie. Want God is alles wat goed is vir jou. Dis God. Alles wat goed is God. Alles wat vir jou voordelig is God. As dit nie hy is nie, is dit nie regtig goed nie. Gister,
Ek en my vrou by die tuisnywerheid. Nou is ja, 'n koek daar. 'n Vlaakoek. En sê ek vir my vrou, sy sê, kyk hoeveel is dit? Ek sê, dis nie baie nie. Sy sê, hoe kan jy dit sê? Ek sê, want ek wil hom hê. Dis die waarheid. Dis nie baie nie, want ek wil hom hê. Sy sê, maar dit gaan net 'n versoeking wees. Ek sê, vir wie? Yes, wanneer ek kyk, ek is soos daai hondjie van my, as ek per ongeluk 'n stuk vleis op die grond laat val, en ek sê vir hom, jy mag nie, dan loop hy al in die ronde van daai vleis. Dan kyk hy vir my, totdat ek vir hom sê, jy mag maar, dan vat hy. Maar ek is met daai vlaakoek en dink ek, Here, hierdie een is platter, is minder sonde. Vra ons vir die tannie oor die koek. Sy sê, hoekom vat julle hom nie? Ek sê, tannie, want hy gaan nie naweek oorleef nie. Hy gaan nie naweek hou nie. Sy sê nou, wanneer kom haal julle hom? Ek sê, tannie, ek gaan hom in die week kom haal, want dan gaan ek nie elke keer met hom gekonfronteer word. Want ek ken myself, as ek weer daai vlaakoek is in die yskas, dan stap ek verby die yskas, maak oop, asof daar iemand buite my en my vrou van dit sal gaan eet. Maar ek maak net seker. God is alles wat goed en voordelig is. Die vlaakoek is vir my goed. Maar is nie vir my voordelig nie. Al klim ek hoeveel keer op die skaal, gaan nie my... Mens verloor die gewig deur 5 keer op 'n dag op die skaal te klim nie. Jy verloor gewig deur God se hart is dat ons niks wat goed en voordelig is, sal kort nie. Waarom kort ons nog? Of leef ons soos mense wat voel ons nog kort? Want dis hoe dit vir my klink. Help my reg. Ons leef soos mense wat voel ons kort nog. Ons hele leefwyse lyk dit asof ons dink ons gaan nie weer kry nie. So, kom ek help jou reg. As jy dink jy gaan nie meer kry nie, is dit omdat jy by die verkeerde plek in die eerste plek gekry het. Vir die wat fyn luister, daai is vir julle. Die sleutel lê in iets wat niemand van ons van hou nie. Want jy moet werk. Die sleutel lê in volharding. Ek gaan dit nou vir jou wys. As jy wil assosieer met dit wat goed en voordelig is, luister hier wat sê die skrif. En volharding moet eintyd volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Volle geestelike rypheid, sonder enige tekortkoming. Alles wat goed en voordelig is. Klink vir my, as ek alles wat goed en voordelig is tot my beskikking het, kort ek niks meer nie. Maar ons leef asof ons kort, omdat ons nie weet wat beteken goed nie. Goed en voordelig nie. Weet jy, kom weet ons nie wat beteken goed en voordelig nie? Ons hou nie van volharding nie. Hoeveel mense begin met 'n ding, aan die begin van die jaar besluit jy begin met hierdie ding vir die Here, jy wil hierdie ding doen, dan, wanneer dit koud raak, wanneer dit winter raak, is die volharding daarmee weg.
Iemand sê nou eendag vir my, pastoor, ek wil ook gewig verloor, maar ek wil eet wat ek wil en ek wil nie oefen nie. Dan sê ek, gee vir my daai geheim as jy kan. Maar dis hoe baie geestelike mense ook is. As ek bid, moet die Here antwoord. Maar ek wil nie kerk toe gaan nie, ek wil nie bid hier toe kom nie, ek wil nie te lank moet bid om te wag vir ietsie. Dit moet goed gaan met my finansiëel, maar ek wil volgens my voorwaardes. I want to dictate the terms. My kinders moet van die Here af wees, maar ek hoef nie te wees nie. Volharding. Volharding. Ja, hierdie avokadopere gaan julle irriteer vanmôre. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Only when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Alleenlik wanneer jou geloof getoets mag word, gaan jou volharding kans hê om te ontwikkel. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Wow. Needing nothing. Needing nothing. Needing nothing. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Wat sê die ander vertaling? Ek kom niks kort nie. Needing nothing. So nou kom ons terug. Hoekom kort ons nog? Al hoe jy gaan leer wat goed is deur volharding. Om aan te hou. Mense vir jou sê, jy's van jou verstand af, jy het by God gehoor, jy hou aan. Mense vir jou sê, wat doen jy? Dan sê jy, ek doen wat die Here vir my gesê het om te doen. Maar jy sê dit nie net een keer wanneer dit met jou goed gaan nie. Jy moet dit ook sê wanneer jy dit aan jou lyf voel. Ek het al, omdat ek hou van oefen, maar ek hou nie van oefen omdat dit lekker is nie, ek hou van oefen omdat dit werk. Niemand kan sê jy oefen want dit is lekker. Maar jy weet dit werk, nou raak dit lekker. Hoekom? Jy sien die resultate. So ek het al so geloop. Dan vra mense vir my, hoekom loop jy so? Definitief nie omdat dit lekker is. Maar ek loop so. Ek het al gevoel, moet my een van daai kry. Definitief nie omdat dit lekker is om so te voel nie. Maar omdat ek glo, dat as ek gaan aanhou, gaan dit werk. Gaan dit werk. Ek wil vandag vir jou sê, daar's dinge geestelik wat jy weet jy moet doen. Nie omdat dit lekker is nie, maar omdat dit werk. You will need nothing as long as he is everything. Is ons werklik ryp genoeg om te kan ontvang en te hou wat die Vader vir ons wil gee? Dis soos daai kas. My pa het gesê ek gaan dit kry as ek eendag oud genoeg is. Is jy ryp genoeg? Weet julle wat is een van my grootste vrese? Dat ek eendag in die hemel sal kom, dat die Vader my na so 'n vertoonkas toe sal vat en sal sê, Rian, daai was alles vir jou bestem, maar ek kon dit nie vir jou gee nie, want jy was nie ryp genoeg nie. Alwyn, jy wou nie volhard nie. Dit was joune gewees.
maar jy het nie toegelaat dat jou geloof sterker word nie. Frans, hierdie was alles joune, maar jy het nie ruimte geskep om dit aan jou lyf te voel nie. Volharding moet eindtyd volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En dan kom dieselfde Jakobus, ek het al agtergekom, daar's 'n rede hoekom hy familie van Jesus was, al was dit net sy halfbroer. Hy het iets anders geweet hoor. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. 'n Geestelike, iemand wat geestelik ryp is, bid nie agter sy eie begeertes aan nie. Bid agter God se begeertes aan. Behoort ons eerder te bid dat die Here ons moet leer ontvanklik wees vir wat ons regtig kort nie. Hebreërs 11 vers 6 praat van dat dit sonder geloof onmoontlik is om God te behaag, maar dan sê hy daar 'n tweede gedeelte, hy sê hy wat tot God nader moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom raadpleeg. Daai skrifgedeelte verwys nie na iemand wat die Here, wat nie weet waar die Here is nie, verwys na iemand wat hom raadpleeg. Met ander woorde, hierdie week wat verby was, gaan ek na 'n tandarts toe. Ek wil nie my verstandtande laat uitsny nie. Ek bid elke dag, Here, laat dit sal verdwyn. Hoekom? Ek het al gesien hoe lyk slagoffers. Ek het al gesien hoe lyk slagoffers, en ek wil nie in die week as gevolg van kieste nie werk nie. Nou bid ek die hele tyd, sê ek, dokter net kyk, my sê nee, ek sien hulle daar, ek sien hulle. Ek raadpleeg die tandarts, maar ek wil hê hy moet sê wat ek wil hoor. En hy gaan nie, want dis sy veld. As ek en jy God soek, hom raadpleeg, is dit omdat ons belangstel in wat hy wil sê. Nie wat ons wil hoor nie. Hy's 'n beloner in die lewe van mense wat hom raadpleeg oor wat hy te sê het. Dink bietjie daaraan. Nou, baie maal dink ons die Here hoor ons nie. Hy wil ons antwoord, maar hy wag vir ons om ryp te word, ontvanklik genoeg vir 'n antwoord te word, om dit te kan behou en reg te bestuur. Geestelike rypheid praat van volledigheid, praat selfs van volwassenheid, volmaaktheid. Die eerste wat ons hier het, is 'n groen avokadopeer. Miskien is jy groen. Jy sukkel om ten volle oor te gee. As dit kom by die diep geestelike goed, is jy altyd versigtig. Maar hierdie avokadopeer is groen omdat hy te min van iets belangrik kry. In die konteks van die, miskien sonlig, miskien grond, miskien water, maar hy het te min daarvan gekry, is hy nie ryp genoeg nie. Kort blootstelling aan iets belangrik. Hoeveel mense wat ons ken, jy bid hoe lank vir die Here, maar jy is nog geestelik, kan ons dit net hou by hart. Ek wil nie, dis dalk 'n langer woord, maar hart is nou beter. Jy's geestelik hard. Jy het al die regte dinge in plek, sonder dat jy dit weet, maar jy's so hard, dat jy uitgesluit voel. Jy voel uitgesluit, man. Jy's in dieselfde diens wat die rypes is. Maar jy kry jy's kieskeurig met die blootstelling.
Hoeveel mense, yes, hulle klink so honger, maar as dit kom by radikale skuwe, dan bly hulle hard. Hulle soek nie daai blootstelling aan die regte goed nie. Kort blootstelling. Hulle is veilig, maar niemand kan hulle gebruik nie. Pastoor, is nie my job nie, is jou job. OK, bly jy groen, ek sal maar. Blootstelling, die eenvoudigste een, is seker maar lig. Wat is lig in ons lewe? Is ons geloof. Jy het alles wat jy moet hê, sonder dat jy dit besef. Jy kort geloof om vir jou die lig aan te sit. Maar jy is hard. Jy is veilig, maar jy is nie bruikbaar nie. Waaraan kort jy sulkes, meer blootstelling? Watter areas word jy nog deur ongeloof gemanipuleer? Dink bietjie. Watter areas word jy nog deur ongeloof gemanipuleer? Jo. Wel, het raak nie noodwendig beter nie, maar luister hier wat sê die skrif. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Hoekom vra hulle dit? Want hulle is al 3 jaar saam met hom. En hulle is nog steeds te hard om gebruik te word. Hulle is die regte kleur. Hulle is te hard. Hulle is te versigtig. Hulle is te onbetrokke. Volg hom op te ver afstand. Want hulle het hom te gewoond geraak. Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle. Dit verseker ek julle, as julle maar geloof soos 'n mosterdsaadjie het, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant, en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Klink die gedeelte van niks sal vir julle onmoontlik wees, nie amper dieselfde soos jy sal niks kort nie? Kyk hier wat sê Hebreërs 3. Interessant. Woord is darem maar wonderlik, as ou mens hom net met die regte gesindheid lees. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Jy kan so reg wees, maar so 'n verkeerde blootstelling kry, dat jy eintlik teruggeval is, en jy dink jy's nog alright. Jy is so versigtig, dat jy eintlik onbetrokke is by God se wil. Hoe kan jy dan sê, dat jy nie afvallig is nie? Want wat gebeur met afvalligheid is, ons begin te regverdig. 'n Teken van afvallig wees is, ons begin te regverdig, hoekom ons so moet wees en so moet bly. Dan kom ons by, en ek sal nou moet voel, hierdie een is oorryp. Almal wil aan jou voel, maar niemand sien regtig kans vir jou nie. Is regtig so? Ken julle sulke mense? Ek ken hulle. Hulle het vir alles die antwoord. Hulle het vir alles die antwoord en die skrif. Maar hulle is nêrens betrokke met daai kennis nie. Hulle kan vir jou vertel hoe alles moet werk. Alles.
Maar toe ek eerste jaar op college was hulle nie deel van die klas nie alwen. Dis oorryp. Hulle, man, ek wil nie die hele tyd oor die oorryp peer preek nie, maar ons ken sulke, Daniel se dalk sulke familielede, oorryp. Ken alles, maar is nêrens sigbaar nie. Want niemand wil hulle saam met hulle vat nie. Alwetend. Hoekom moet die Here vir sulkes gee as hulle nêrens heen beweeg nie? Hulle kla die afgelope 9 jaar oor dieselfde goed. They didn't move anywhere. Oorryp. Ek praat hierdie week met iemand wat wil regverdig dat hulle 'n kerk geskeer het. Sê nee, hulle het so 30 gesinne gewees wat hulle plafon bereik het. Mag die Here ons help. Oorryp! Oorryp! Nou is hulle kerk 2 blokke met die straat af, wat hulle nou 'n nuwe kerk. Oorryp. Hulle het hulle plafon bereik. As jy jou plafon bereik het, sê jy eintlik, ek voel die Here kan my nie meer gebruik nie. Dis nie die dominee of die pastoor nie. Jy het oorryp geword. Oorryp kan jou 'n bietjie gal gee, maar oorryp is eintlik onsmaaklik, hoor. Jy is so geestelik, jy's eintlik onsmaaklik. Dis regtig so. Oh man, kan ek bietjie preek vanmôre? Julle gaan nie nou avokadopere mooi vat nie. Dis regtig so. Oorryp. Pastoor, jy moes dit nou vanmôre nie so gemaak het nie. Oorryp. Want as ek die preekrooster moet uitwerk, waar is jy? Oorryp. Oorryp. Pastoor, ek soek meer dat ons kerk so moet wees, maar jy sukkel om jou hande op te steek. Oorryp. Pastoor, kan ons nie meer Afrikaans sing nie? Oorryp. Oorryp ou. Hy kort nuwe insig. Hy kort 'n bekering. Want jy help nie die koninkrykie. Jy help kinderstories. Ja. As hoeveel mense, geen kerk is meer goed genoeg nie. Mag die Here ons help. Nou lê jy by die huis op die rak, want niemand soek 'n oorrypeer nie. As dit nie daai koortjies is nie, het die Here nie gewerk nie. Oorryp. As die aircon te koud is, die 'n probleem, oorryp. Maar ek sê vir julle, hy praat eintlik, hy sê in die 53, sê dit mooier, hy sê, ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid, met ander woorde, julle manier van dinge doen, nie oorvloediger is, as die skrifgeleerdes en die fariseërs, die sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. As jy op die rak oorryp bly, sal jy nie in die koninkryk kan ingebind word. Al is jy hoe groen. Ek het al 'n oorryp, ongelukkig, ek is een van daai ouens, as ek 'n geskenk kry, moet ek dit eet. Pastoor, ek het daar by my boom, het ek uit 'n paar pere gehang, ek wil dit vir julle gee. Julle kan dit sommer nou vir ons sny. Dan sny jy hom, dan het die pit al gebars. As die olie is binne in hom, jy kan hom so sien lê daar. Dan besef ek, 3 dae siekverlof. 3 dae siekverlof.
En weet jy wat? Probeer 'n oorryp ou counsel. Ek sukkel 3 dae om te recover. Hulle vra nie dat jy hulle counsel nie, hulle corner jou, maar dit kan 'n ewigheid wees. Ek het vir 3 dae gal. Ek is moeg, ek sê vir my vrou, jy sal my afsprake nou moet cancel, ek was nou by oorryp gewees. Hoekom praat hulle van die Fariseërs? Want die Fariseërs het die woord geken, maar hulle het nie die outeer geken nie. Baie mense ken die woord, hulle kan vir jou sê waar hulle dit onderstreep, maar hulle ken glad nie die teenwoordigheid van die outeer nie. Oorryp. Want die outeer kan hulle nie opgetel kry en gebruik nie. Ek het nog 'n lekker een. Hou nog die tone terug. Is nog nie tyd om te laat gaan nie. Hou nog die tone terug. Prediker 4 vers 13. Luister 'n bietjie hier. Beter is 'n behoeftige, maar wyse jongman, as 'n ou maar dwaase koning, wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. Oorryp. Oorryp. Laaste een. Is ons by die ryp. Daar praat ons van volharding moet eintyd volgehou word, sodat jy by geestelike rypheid kan kom. Jy moet aanhou om jouself aan die regte dinge bloot te stel, sodat jy bruikbaar kan wees. Stel jouself aan die regte dinge bloot. Die grootste fout wat ryp mense kan maak, is hulle kan vir hulle oorryp vriende kies. Volharding wys gesonde vrug. Bruikbare mense om met vrymoedigheid aangewend te word. Hier's 'n paar mense, nie paar nie, heelwat, wat ek en my vrou al kan sien na 8, 9 jaar. Hulle stel hulle self aan die regte goed bloot. Ons hoor hoe hulle praat, ons sien hoe hulle leef, ons hoor waarvoor word hulle kwaad. Ek het al gesit en dink, jy weet, as iemand oorryp is, dan hoe hard is te hard druk? Want as hy oorryp is, kan jy hom net so, dan kraak, dan skeer hy. Dan wonder ek, watter tipe mense is die ouens wat kla dat 'n woord te hard was? Julle het dit geraai. Definitief nie die rypes en die groenes nie. Want 'n groen ou kry nie seer nie. Hy's te hard. So hy sal, al sê jy vir hom, hy is die duiwel in die kinderbybel, sal hy volgende week terugkom en sê, is dit al wat jy het? Want hy's hard. Maar dis goed, hy kom terug, nê? Ek laat 'n ou dink aan tekortkominge. Oorryp. Oorblootgestel. Ek is amper klaar. Waar staan jy met die ontvanklikheid en volharding? Onthou net, oorryp is 'n ou wat al lankal moes beweeg, maar wat nie uit die blokke uit kan kom nie. Want dit is te slim. Dit is te geestelik, dit is te godsdienstig. Dink bietjie daaraan. Voorskriftelikheid.
En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slaag verdien, sal met min slae geslaan word. Elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Onthou julle Sondag se boodskap. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar wat as jy weet? Moenie jouself onnodig slaag gee nie. Slaaf verseker nie. Stap die pad van volharding. Weet jy, ek moet vir jou eerlik sê, na al die jare het ek nou al gesit en dink, dis hoekom baie mense van my vra, ja, maar waar is hierdie? Dan praat hulle van oorryp mense. Want die oorryp ou kort 'n bekering, hy kort nuwe insig. En baie keer is ek in sy konteks te jonk om hom die nuwe insig te gee. Of ek is nog steeds na 8,5 jaar nie die ou wat hy hier wou gehad het nie. Ek werk eerder met die groen peer, man. Ek like hulle hoor. Hulle like van kop stamp en hulle like dit ordentlik doen en dan huil hulle saam met jou en druk jou en dan volgende week stamp ons maar weer kop, maar ek like 'n groen peer. Ek moet jou eerlik sê, ek like hom om te eet nie, want dan is dit omtrent 'n week siekverlof, maar die lank en die kort is, ek kan die harde man help om die regte blootstelling te kry. Maar ek besef, na al die jare, 22 jaar in die bediening, besef ek, dat nie die Here, die oorryp ou, tot insig kan bring. Ek het toe ek jonger was in die bediening gedink, die teenwoordigheid van die Here kan dit ook doen. Toe het ek al gesien in 'n diens, ons hou kerk, die vuur val, mense word bevry, demone kom uit, al daai goeters. Dan kry ek die maandag 'n briefie van 'n oorryp ou. Pastoor, die nagmaaltafel se doek het skeef gehang. Mense kom tot bekering, ander word bevry. Hierdie klassiek oorryp kliënt. Lidmaat. Pastoor, sorg net volgende keer die nagmaaltafel se doek voor die skeef hang. Waarmee is ons besig? Gaan ek deur groen stadiums? Ja. Wat ek versigtig is, verseker. Maar is in sulke kere wat ek moet kies, wat 'n blootstelling kry ek? Wie is die blootstelling? Want 'n oorryp ou kan jou nie wenke gee nie. Assosieer met ryp mense. As jy wil geestelik groei, klassifiseer met mense wat positief is oor die kerk, positief is oor sy koninkryk, positief is, punt. Ek het nou al begin, as mense van my sê, ja, maar daai ou wat vanoggend dit, dan sê ek, Jesus, maar dan 'n mooi hart hoor. Sjoe, dan weet ouens nie wat om te sê. As jy het gesien, daai liedjie, dan sê ek, sjoe, was die Here nie daar nie. Ek sluit af, my finale woord. Jy bid en bid en bid en bid en bid. Maar jy wil nie volhard in wat die Here vir jou sê nie. Jy dink hy hoor jou nie, hy hoor jou. But you just not mature enough to receive. Kom ons sluit ons oë.